Goeiemôre almal. Ek het môre gesê al nou, maar ek kan net weer sê goeiemôre. Dis so lekker om terug te wees. Ek wil vir Jacques baie dankie sê vir sy hy sê hy het nie 'n reeks gedoen nie. Maar as jy mooi gaan kyk, het dit eintlik 'n reeks gewees. Ek weet hy sê hy doen nie reeks nie, maar hy doen 'n reeks, net Jacques? Ja. So nie maar hy het goed gedoen. Baie dankie Jacques vir jou. Regtig dat jy uitgekom het. So ek wil sê om 'n hande klap asseblief. Kom. So ek hoop jy is gereed. Het jy al 'n Kersfeesgeskenke gekoop? Het jy alles al gedoen voor die tyd? Nie op die nippertjie wag vir die goed nie, maar jy gaan besig wees. Dis 'n besige tyd van die jaar, is dit nie so nie? Maar nie dat ons te besig raak vir God nie. Ons raak baie keer so besig dat ons vergeet van God, van Jesus. En waar ons vandag hierso is jy, ek hoop jy is nie te besig om hier te wees nie, om nou te kyk en luister nie. Amen. Okay, so, ons gaan die volgende paar weke praat oor die geskenk. Maar ons gaan praat oor die groot geskenk, oor Jesus Christus. Hy is die middelpunt van alles, maar ons gaan praat oor die 3 geskenke wat die wyse manne gebring vir Jesus. So ons gaan begin in Matteus 2, ons gaan nou aangaan, lees ons hoe Jesus in Bethlehem gebore is, en hoe die wyse manne van die ooste gekom het, en vir hom kom vereer het met geskenke van hulle, wat hulle vir hom gebring het. Hulle het 3 besonderse geskenke gebring. Wie kan vir my sê wat dit is? Dis goud, wierook en mirre. So as jy hierdie goed ken nie, ons gaan nie weet of ons almal weet wat goud is. Maar weet ons wat wierook is en weet ons wat mirre is? So ons gaan 'n bietjie in dit indelf vir die volgende 3 weke en elkeen uit kyk hoe uniek dit is en hoe profeties dit is. Hoekom die wyse manne dit vir Jesus kom gee het en wat dit beteken vir my en jou om iets nuuts te ervaar en om weer Jesus die middelpunt van ons seisoen te maak. So voor ek aangaan, wil ek gou vra, hoeveel wyse manne was daar gewees? Hoeveel wyse manne was daar gewees? Of wat as ons nou is die Kersfees storie luister, wat hoor ons altyd? Daar was hoeveel wyse manne gewees? 3. Maar as daar nêrens die woord 3 nie. Daar staan net daar is goud, wierook en mirre gegee, 3 geskenke. Maar hy het gesê hoeveel wyse manne. En hierdie wyse manne was nie min nie. As jy nou gaan lees in die Grieks en die Hebreëse argeoloë, dan sê hulle daar was baie wyse manne gewees wat die Hebreëse teks, die skrif gelees het en verstaan het, en hulle het gesien die ster opkom, en hulle het gesê, hier is die ster wat hierso geprofeteer was in hierdie boek, kom ons gaan kyk wie dit is, en hulle het van die ooste afgekom, en wie hoe ver die ooste is, dis nie die om die draai soos in Bethlehem, dis van die Kaap af, amper, tot hierso. Hulle het nie net in 'n dag gestap nie, hulle het dae, weke gestap, om by die Jesus kind uit te kom. En dit was nie net 1 of 2 of 3 gewees nie. Dit was 'n klomp gewees. Ek weet nie, ons word geleer, dit was nie 3 gewees, maar ek wil vir jou sê vandag, daar was baie meer as net 3 gewees. Daar was baie wyse manne gewees. Ons weet nie presies die getal nie, maar ek kan net vir jou sê, dit was nie net 3 gewees nie, maar net 3 geskenke. So kom ons lees gou Matteus 2 vers 10 tot 12. En toe hulle die ster sien, wie het gesien, die wyse manne, het hulle met baie groot blydskap, vreugde, was hulle in baie groot blydskap en vreugde, en hulle het in die huis gegaan waar die kindjie by Maria, sy moeder gevind en neergeval en voor hom hulde bewys. Okay, maar ek gou weer terug. Die groot blydskap verheug. Weet jy wat groot blydskap is? Ek dink nie ons weet wat groot blydskap is. Die Engels sê overjoyed. As lees in die ander translasies, daar staan ecstatic, that they shouted and celebrated with unresented joy. So hulle was so opgewonde, hulle kon homself nie inhou nie. Kom ek vra vir jou daar vraag, wanneer laas is jy so opgewonde dat jy jouself kan inhou? Was toe jy nog 'n kind was? Toe jy jou ma iets vir jou gegee het, wat jy so graag wou gehad het, en ewe skielik, ek is so opgewonde vir hierdie ding, kyk hier jou mandjie vol geld. Hallo, okay. Maar ek is so opgewonde wees om iets te kry. Wanneer laas was jy so opgewonde? Moenie net so gooi. Ons vat 'n filmpie boek. Nee. Ons los net hier goed. Wanneer laas was jy so opgewonde gewees?
Maar nie net opgewonde gewees vir, dis nou Vrydag, jy is naweek. Opgewonde is waar jy uit jou sokkies uit is geval. Ek weet my seentjie doen dit baie keer as mense kom kuier of sy vriend John kom kuier, dan word hy so opgewonde, hy word laf. Het jy ooit gesien as 'n kind laf word van opgewondenheid? So en ek dink dis baie keer ons moet jy word laf as jy opgewonde is. Ek onthou as 'n kind, ek het baie keer laf geraak as ek opgewonde geraak het. En hierdie wyse manne hulle het soveel joy gehad, hulle het soveel vreugde gehad, ek dink hulle was 'n bietjie laf geweest. Gesien, hoe is die sterk, kom ons gaan julle, ek is opgewonde om te gaan, kom ons, wat is allemaal? Nee, ek sien julle is nie opgewonde. Ons moet opgewonde wees, soos die wyse manne was, hulle was opgewonde geweest. En ek wil eintlik 'n bietjie uitdaag in hierdie paar weke, wees opgewonde om kerk te gaan, wees opgewonde om die Bybel te lees, wees opgewonde om te bid en met jou families te wees, wees opgewonde, want God het gekom, Jesus het gekom, aarde toe, as 'n babie, vir my en vir jou. Die wyse manne het nog nie hom gesien nie, en hulle was klaar opgewonde gewees. Ons het vandag die voorreg om ons woord te hê en dit te lees, en dit te sien. Kom ons gaan aan. Daarop maak hulle skatte oop, en bring vir hom geskenke, goud, wierook en mirre. En omdat hulle in die droom 'n goddelike waarskuwing ontvang het, om nie na Herodes terug te keer nie, het hulle met 'n ander pad na die land teruggekeer. So ons gaan 'n bietjie fokus op daai 3 woorde is goud, wierook en mirre. Vandag gaan ons fokus op wierook. As die wierook is 'n ander woord vir frankincense, en ek het hier so 'n klein bysiekie van frankincense. My vrou het gekry met ons troue, en ons sal dit later gebruik. En dit ruik baie lekker. Maar ons gaan ook sê, wat is die betekenis van hierdie? As jy nou gedink kom ons sê, as 'n babietjie gebore, almal weet nou, ons babietjie is ook gebore vir 'n tyd, en ons gevra vir geskenke vir mense. Wat het hulle vir ons gebring? Jy onthou, doeke, wipes, miskien 'n kleertjies, so 'n kombersetjie wat jy hom toevou. Nee, dit klink soos 'n logiese geskenk om vir 'n babietjie te gee. Is nie so nie? Maar snaaks het 'n goud, wierook en mirre bring. By goud verstaan ek, goed kos geld, babas nie goedkoop nie. So goud verstaan ek, maar wierook en mirre, hoekom dit? Maar kom ons kyk nou. So wierook en frankincense is 'n baie duur, maar ook 'n praktiese geskenk. Ek het nooit geweet wat frankincense eintlik was nie, wat hy eintlik is nie. Ek geweet hy was olie gewees. Maar ek het nie geweet die betekenis van dit en hoe kosbaar dit is. Dit het gehelp as jy siek was en as jy wonde gehad het, om dit oor te sit en dit help met die gesond maak. Maar ook, dit 'n geestelike betekenis is van, waar die priesters verbrand dit, as 'n offer, 'n geurende offer aan God in die tempel. En simboliseer die gebed van die mense van Israel wat opgaan hemel toe. So die wierook, die rook wat opgaan hemel toe, is simbolies vir gebede wat opgaan na God toe. En dit simboliseer ook dat Jesus ons hoëpriester is. So hulle het nie geweet wat hulle bring nie, maar hierdie wierook, hierdie frankincense het 'n groot simbool geraak, want dit het gesê Jesus is ons hoëpriester, die een wat vir ons gaan sterf en wie ons gaan lei. Wierook in die Ou Testament is baie keer gebruik vir die priesters om gedurig die gebede van mense te simboliseer. Dit herinner ons aan die groot probleem sedert Genesis. Die heiligheid van God teen die sondigheid van die mens. God is volmaak. Ja, almal sê saam, hy is volmaak. God is volmaak. Hy is suiwer. Is dit so? Hy is heilig. Hy is afgesonder. Hy is God. En ons, wat ons? Ons is gebroken. Ons is mens wat sondig. En as ons God se heiligheid nie verstaan nie, raak sonde vir ons lig. En dit word vir ons, dis oké. Sonde maak seer.
Sonde is 'n ding wat ons beleef in die wêreld vandag nog. Dit is hoekom God dit haat. Hy haat sonde. Nie omdat jy dit doen nie, of omdat hy streng is nie, maar omdat dit, die sonde, jou seermaak. Omdat dit, die sonde, jou vernietig. En dis hoekom God sonde haat. As ons nie die heiligheid van God verstaan nie, sal ons altyd 'n ligte houding teenoor sonde hê. Die heiligheid van God. As ons gaan nou 'n bietjie aangaan en praat 'n bietjie oor die heiligheid in die altaar en al daai goed, maar ek is nie op die bord nie, maar ek en my vrou het so 'n reeks gekyk waar hulle die handelinge uitbeeld en dit so mooi gewys het hoe die disippels was en toe kom hierdie twee mense aan, julle sal miskien hulle name ken, Ananias en sy vrou Safira. Weet julle wie hulle was? Hulle het gehoor van hierdie nuwe beweging en hulle so graag deel wees en hulle sê hulle gaan alles verkoop en hulle gaan alles vir hulle bring. En hulle sê vir Petrus en gee en hulle wil hom alles gee. Toe hulle alles verkoop, as die storie uitbeeld, was dit meer gewees as hulle gedink het. En hulle sê, ons gaan alles gee. Kom ons gee net halfte en ons sit die ander weg vir ons verlaat. Maar dit is baie meer as dit. Ons gesê ons sal alles gee, maar ons nie geweet gaan so baie wees nie. So kom ons gee maar net halfte. En toe hulle by Petrus en die disippels uitkom, sê hulle, okay, hier is alles, ons het alles verkoop en alles vir julle gegee. Was dit die waarheid? Wat het hulle gedoen? Hulle gesondag, hulle het gelieg. En Petrus, die Heilige Gees praat met Petrus en sê hulle lieg, hulle sondag, hulle sê nie vir die waarheid nie. En hierdie storie beeld so mooi uit, Petrus kom na hulle toe en sê asseblief, jy lieg nie vir my nie, jy lieg vir die Heilige Gees. Is hierdie regtig alles wat jy verkoop het en gegee? Hulle sê, ja, dit is. Wat gebeur toe met die man? Sterf. Dood op die vloer. Die vrou kom daar aan en vra, waar is haar man? En hulle kom en hulle vra vir haar op dieselfde ding. Sê net vir ons, is hierdie offer wat jy gebring het, is dit alles wat jy verkoop het se geld? Dis alles. Want jy het gesê dis alles. En sy sê, ja, dit is alles. Hoekom sal dit nie wees nie? En toe sê dieselfde manne wat jou man jy uitgedraai het, gaan vir jou hier uitdra. En toe sak sy in die dood. As ons nie die heiligheid, ons verstaan die heiligheid van God by die altaar in die Ou Testament, dat is iemand aan die altaar gevat het, hulle dood neergeslaan, maak nie saak wie hulle was nie. As jy nie verstaan die heiligheid van God nie, gaan sonde ligtelik raak. Lieg. Ons lieg baie maklik, ons lieg net so vinnig. Of ek praat met myself. Ons lieg baie vinnig, maar dit is 'n sonde. Ons mag nie lieg nie. So, ek weet, dis 'n bietjie van die punt af, maar net hierdie baie duidelikheid stel van die heiligheid van God, en wie God is, en wat hy is. Hy is nie 'n persoon wat jy mee speel nie. Hy is jou God, hy is jou koning. Kom ons wees eerlik met hom, kom ons gaan na hom toe, met vrymoedigheid, en ons gaan verder gaan. So julle het gehoor die slegte deel, kom ons gaan na die ander persone toe in die Ou Testament. In die ou verbond het die hoofpriesters 1 keer 'n jaar 'n offer gebring op die dag van Yom Kippur en die dag van versoening. So as daar 'n prentjie daar so is en ek gaan vir jou wys met pointers. Anyway. So dis net by die altaar, hulle het nou 'n offer gebring. Dankie Jacques. Dit is 'n vir Jacques. So hulle het 'n ram gebring wat daar's geen fout met hom nie. Sy tande is mooi, sy horings is mooi, sy vel is pragtig. Ek dink nie baie van ons se vel lyk baie pragtig of ons tande is reguit nie en so ons kan nie as 'n offer gebruik word nie, maar so hy was gebruik gewees om geslag te word en sy bloed was toe ingevat in die Allerhoogste in. En wierook, frankincense was gebrand gewees om te simboliseer dat die gebeure van die mens. En hierdie wierook, die frankincense, die olietjies wat hulle gebrand het, was nie die afkeer so wat gesê het, ag nee, dit ruik nie so lekker nie of het 'n bietjie goedjies in. Dit was perfekte olie gewees wat net in die tempel kan gebruik word. En so moet dit vir ons wees dat ons gaan nie perfeksie altyd kry nie. Ons gaan nie altyd perfek wees nie.
maar God soek net ons gewilligheid om daar te wees. En die bloed was ingevat in die allerhoogste in die versoeningstafel en dit was besprinkel gewees. 'n Sonderbok. Dit is eintlik baie interessant geweest. Ek dink daai skapies, maar daar's bokke ergens hier tussen die mense. 'n Sonderbok was gevat en in die wildernis ingelaat om te wys die sonde wat weggaan. Daar kom die volgende prentjie asseblief. So hierdie is wat nou hulle doen by die altaar van die frankincense, die wierook wat hulle verbrand, is om te simboliseer, die hoofpriester kan net een keer 'n jaar ingegaan het. En dit iets interessants nou, as hy nie heilige was nie, of hy nie God se wette gehoorsaam nie, hy het 'n klok gehad aan sy rok, hoe sê rok, mantel, dankie ouma, aan sy mantel, hy het 'n rope, dis my Afrikaans is weg, 'n tou om sy voet gesit. So as hulle gehoor het ietsie klank en die klokkie lui en hulle hoor niks meer nie, dan trek hulle hom uit want hy is dood. Want dit is heiligheid. Dit is die heiligheid van God en dis waar hy kon net een keer 'n jaar ingaan. Net een keer 'n jaar. Maar weet jy wat die wonderlike ding is? Jesus is ons hoëpriester wat ons altyd kan gaan. Nie net 'n tydelike ding nie, want hierdie was net tydelik, wat elke jaar moes oor gedoen word. Maar ons, wat Jesus het, kan weet, hy het alles vervul. Jesus vervul die prentjie van die hoëpriester perfek. Hebreërs 10 vers 10 tot 12. Omdat God dit so wou, is ons vir hom afgesonder deurdat Jesus Christus sy liggaam as 'n offer gebring het, eens en vir altyd. Ek weet nie wat julle weet van altyd nie, maar of vir eens en vir altyd. Maar ek weet in Hebreëus, Grieks, Zulu, Xhosa, Engels, Afrikaans, beteken dieselfde. Altyd. Is vir altyd klaar. Ons hoef dit nie weer te doen nie. Jesus hoef nie weer terug te kom aarde toe om homself op te offer nie. Is klaar gedoen. Die offer van Jesus Christus. Verder, elke priester staan dag vir dag sy diens en verrig en bring elke keer weer dieselfde offer wat tog nooit die sonde kan wegneem nie. Maar Jesus Christus het een offer vir die sonde gebring en vir altyd aan die regterhand van die Vader gaan sit. Hierdie priesters het oor en oor gedoen. Oor en oor. Maar hulle kon nie die sonde wegvat. Net Jesus Christus kon kom en die sonde wegvat. Jesus bring nie net 'n offer nie. Hy is die offer. Hy is die offer. Hy was die offer gewees. Sy bloed bedek nie net sonde nie. Dit vernietig sonde. Dit verwyder sonde. Amen. Stem nie saam met dit. Hy doen ons weer die wyse man hier so wys wat overjoy is. Ons sonde is vernietig, is weg. En hy hou dit een keer gedoen en dis eens en klaar vir altyd. Hy is ons hoëpriester. Jesus is nie net 'n ver koue en 'n ver God van ons af nie. Hy is nie net 'n verlosser wat daar een keer gaan staan het nie. Hy verstaan jou pyn. Hy verstaan jou stres. Hy verstaan jou versoekings. Hy verstaan jou gebrokenheid. He knows you. Hy ken jou. Meer as wat jy jouself ken. Die angs wat jy dra, the anxiety you carry, he knows it. Hy ken dit. Hy weet dit. Want kom ons lees Hebreërs 4 vers 14 tot 15. Ek gaan hier in die Engels lees. So then, since we have a high priest who has endured everything, Jesus, the Son of God, let us hold firmly what we believe. This high priest is of ours, understands our weakness and knows what we are going through. For he faced all and the same testing we do, yet he did not sin. Jesus weet wat jy voel. Hy weet wat jy deurgaan. Die temptasies wat jy deurgaan, die sondes die goed wat jy wil graag doen, maar jy weet is verkeerd. Hy weet, want hy was daar gewees. Hy voel jou pyn, hy voel jou seer, hy voel die finansiële struggles wat jy het. Jesus weet hoe jy voel as 'n buitestander behandel te word.
Hy weet dit voel om arm groot te word. Hy weet dit voel om verkeerd beskuldig te word. Hy weet hoe dit voel om deur sy vriende verraai te word. Hy weet hoe dit voel om 'n geliefde aan die dood te gee. En hy weet hoe dit voel, selfs wanneer God stil voel. Hy weet hoe jy voel. Jesus het alles deurgegaan. Hy ons hoëpriester het deurgegaan wat ons vandag verteer gaan. Die temptasies wat ons beleef, die stres wat ons beleef, alles wat ons deurgaan, weet hy. Wat jy voel, het hy gevoel. Wat jou seer gemaak het hom seer gemaak. Hy kry vir jou nog seer. Hy is daar. Hy is altyd daar. Voordat ons aangaan na die laaste punt toe, ek nog in ons praktiese deel gee vir hierdie week. Ek sal weer stuur op die groep. Is bid. Kom elke dag hierdie week met vrymoedigheid na God. Sê vir hom eerlik hoe dit gaan. Ek weet nie, baie keer dan vra iemand, hoe gaan dit? Wat is gewoonlik die antwoord wat ons kry? Goed dan. Om wil ek altyd sê ding maar double klats op. Hoe gaan dit regtig met jou? Laat God regtig vir jou sê hoe gaan dit met jou. Of praat met hom en sê hoe regtig dit met jou gaan. Gaan dit regtig goed? Almal gesê hulle het 'n right, miskien party mense gesê hulle het 'n right jaar gehad of hulle het miskien 'n slegte jaar gehad. Gaan praat met God. Sê vir hom wat het jy deurgegaan? Wat het jy gevoel? So lees elke dag hierdie week Hebreërs 4 vers 14 tot 16 en Matteus 2 vers 10 tot 11. En wat leer dit jou oor Jesus? Wat sê dit vir jou oor Jesus? En wat ervaar jy opnuut oor Jesus? En doen, wandel dit uit of leef dit uit. Bely jou sondes, wees gehoorsaam en wys die liefde van Christus aan iemand naby jou. Dis hierdie week se uitdaging vir julle. Die wat nie is, ek gee uitdaging elke week om te sien. En jy moet te bemoedig. Sê 3 goedjies: bid, lees en doen. Dis al. Dis al wat jy hoef te doen. Wat ek vir jou vra. God vra ander goed vir jou, maar ek vra hierdie 3. Bid, lees en doen. Dis al wat ek vra. So kom ons gaan terug. Jesus weet presies hoe jy voel en hy weet waar jy deurgaan. Hebreërs 4 vers 16 sê vir ons, kom ons gaan met die vrymoedigheid na die genadekroon toe, sodat ons barmhartigheid en genade ontvang en so op die regte tyd gered kan word. So now we draw near freely and boldly to where grace is enthroned, to receive a mercy kiss and discover the grace we urgently need to strengthen us in our time of weakness. So wat sê dit vir ons? God soek nie perfekte mense nie. Hy soek jou. Kom na die troonkamer van God toe. Maar verstaan die heiligheid van God. Kom op 'n plek waar ons nie wil Sondag meer. Ons wil nie meer hierdie goeders doen nie. Maar ons wil by die Allerhoogste sit in sy troonkamer. En ons kan met vrymoedigheid kom. Bely jou sondes en gaan na hom toe. Hy soek nie 'n perfeksie nie. Hy soek nie jou as perfek nie. Hy soek jou net soos jy is. Net soos jy is. Jy hoef niks nou te sê, maar ek is nie goed genoeg nie. Nee. Bely jou sondes. Jesus is in jou. Die Heilige Gees is in jou. Bely jou sondes en gaan na hom toe. Gaan op die Here, ek is sonde in my lewe, asseblief vergewe my. Maar help my Here om dit nie meer te doen nie. En help my om sterk te staan in die tyd van nood. Jy weet sien hoe God gewerk het. Jesus was waar gewees in die hemel. Toe die woord aarde toe gekom as 'n babatjie. Hy het vlees geword. Want so lief het God die wêreld gehad as die enigste gebore seun vir my en jou gestuur het. God wys die wyse manne waar om te gaan. En hierdie wyse manne bring geskenke. En hier een van hierdie geskenke was wierook, frankincense geweest. En het profeties gewys dat dit simboliseer dat Jesus is ons hoëpriester. Hy kom, hy staan vir ons in by God en hy verteenwoordig ons by hom. So hy is jou God. Hy is jou hoëpriester. Hy is daar vir jou. Miskien die geliefde wat ver is van God.
Ek wil sê, hy is Jesus die verlosser. Miskien is jy in 'n finansiële knyp, of jy sukkel finansiëel. Hy is Jesus, my voorsiener. Miskien sukkel jy emosioneel, of iemand emosioneel seer. Ek wil sê, hy is Jesus, jou trooster. Miskien as jy, soos ek nou, 'n bietjie oud, en ek pyn en skete oral. Maar jy sê, miskien sukkel jy fisies. Hy is Jesus, ons geneesheer. Miskien is jy moeg uitgeput hierdie jaar ons lank gewees. Baie van ons voel so, ons wil net dat hierdie jaar verbygaan. Maar my vriend, volgende jaar is net weer iets, daar's net 'n volgende jaar. Ons dink iets stop, dan begin iets nuuts. Nee, alles gaan net aan. Alles gaan net aan. So as jy moeg en uitgeput is, of swak voel, wil ek vir jou sê, Jesus is jou krag. Hy is jou krag vir elke dag. En miskien het jy stryd en angs, wil ek vir jou sê, Jesus is jou vrede. Hy is jou peace. So kom na sy troonkamer toe, kom na sy genade troon toe, met vrymoedigheid. En ek wil vandag 'n uitnodiging maak. As jy voel angstig, of miskien voel jy dat jy seer het, emosioneel is jy stikkend, of jy sukkel met ietsie wat jy graag wil los, of daar's ietsie wat jy nie meer aan ander mense kan deel nie, maar net met God, wil ek graag jou uitnooi vandag. Ek weet ons gaan nie wierook op jou sit nie, maar ek gaan 'n bietjie olie op jou sit vandag. Net as 'n simboliek, van wanneer jy gaan bid, gaan hierdie soos 'n offer gaan na God toe. En nie dat die gaan altyd nie, ek wil net dit as 'n simbool gebruik vandag. So ek wil jou uitnooi vandag om voor te kom staan. Want ek het dit self. Jy weet wat met God te praat. Miskien sukkel jy. Ek weet dis mense wat sukkel. Kom ek nooi jou uit vandag om hier voor te kom staan. As een kom almal. So terwyl wag vir die mense om vorentoe te kom, wil ek vir jou sê, hy ken jou seer, hy ken jou skuld, hy weet hoe jy voel. Die vrees wat jy het, Jesus is jou geskenk. Hy is jou geskenk wat die wêreld nie vir jou kan gee nie. So staan vandag hier so met oop arms. En kom staan vandag en weet dat God met jou is. Waar almal hier so staan. Ek wil vir almal bid, maar jy gaan vir jouself doen. Jy kan vir jouself. Ons almal kan vir jouself. Almal dink ons is dan te selfsugtig. Ek dink baie keer moet ons bietjie selfsugtig wees vir onsself. So waar jy is, maak jy oor toe. Die mense nog sit, asseblief maak jy oor toe. En as jy met ietsie nog moet sukkel en so, asseblief maak jy oor toe en bid tot God. Bid met God in jou hart nou. Miskien is daar ietsie wat jy moet uitsorteer, miskien moet iemand vergewe. Miskien is daar net iets wat jy voor God moet lê. Nie weet wat dit is, want die Heilige Gees praat jou opgebring en jy sê nee, dit kan nie dit wees nie. Ek wil sê dit is dit.
nie dat hierdie oomblik verbygaan nie. Kom ons gaan vrymoedigheid na die troonkamer toe. Maak die keuse vandag om dit te doen. Maak die keuse vandag, want hy, Jesus, is jou grootste geskenk, wat vir jou gegee is. En vir jou kan hy kan jou help deur hierdie lewe. So Vader, waar ons hier so saam, ek bid sommer eers vir hierdie groep mense hier voor my, Here. Vader, U sien die seer, die angs, die probleme. Vader, U sien die goed wat hulle deurgaan. Here, ek bid dat die Heilige Gees vir hulle sal versterk in hierdie tyd en hulle vir hulle sal net deurhelp, Vader, want ons weet Jesus is ons verlosser, hy is ons voorsiener, hy is ons trooster, hy is ons geneeser, hy is ons krag vir elke dag en hy is ons vrede. Here, ons sê wie dankie dat hier soveel meer is as wat ons baie keer kan beskryf, maar Here, ek bid waar hulle in hierdie week ingaan en hulle soek U. Here, dat hulle ietsie nuuts sal ontdek in hierdie tyd, Vader, in hulle stilte tyd, in hulle tyd hulle Bybel lees of net na 'n liedjie luister. Here, ek bid dat die Heilige Gees hulle sal kom ontmoet en kom oopmaak waar hulle moet verander. Here, ek sê vir U dankie dat U besig is in elke hart. En Here, waar ons hierdie diens gaan afsluit, wil ek vir U dankie sê. Dankie dat ons kan sing en U eer bring. Want die koningskind gekom vir ons. En waar ons die vrymoedigheid kan staan. Die Engels sê with boldness daai troonkamer. En nie 'n troonkamer nie, 'n genade troon toe waar ons genade kan ontvang en krag kan ontvang wanneer dit nodig is. So Vader, mag ons ingaan hierdie week in en weet ons kan genade ontvang. Vader, ek bid vir elke persoon, ek bid 'n seën oor hulle hierdie week en ek bid Vader dat U hulle sal ontmoet, dat U hulle waar hulle U soek en hulle soek U. Vader, kom ontmoet hulle. Kom ontmoet hulle die vlak wat hulle nou nodig het, die vlak wat hulle soek, Vader. Ek bid opnuut die verdieping in hierdie week, in hierdie feestyd sonder Vader, 'n verdieping. Dankie Vader.